In 2020 het ons te doen met die sirene van 'n trein en die trein beweeg teen 'n konstante spoed op 'n reguit horisontale spoor. Die detektor teken die frekwensie eerstens aan as 3148 Hz, soos die trein naderkom en soos die trein dan wegbeweeg, verlaag die frekwensie tot 2073 Hz. 2016, 2017, 2018 en ook 2020 stel die Doppler-effek in woorde. Teken die detektor die frekwensie van 3148 Hz aan wanneer die trein die detektor nader of wanneer dit van die detektor wegbeweeg. Nou ons weet in hierdie tyd dat klankbron wat die luisteraar of die ontvanger nader lei tot 'n hoër frekwensie. So die trein nader die bron. Volgende, die 6-punt vraag. Ons moet die spoed van die trein bereken. Ons kry natuurlik hierdie vergelyking op ons formuleblad. Kom ons kyk. FL. Ons het FL vir die geval waar die trein naderkom en ook waar die trein wegbeweeg. V is die spoed van klank. Dit is konstant op 340 meter per sekonde. Dan VL is 0, want die detektor is op 'n vaste posisie. Vir scenario 1, waar die trein naderkom, weet ons FL gaan groter wees as FS, so in daardie geval moet die noemer kleiner wees. So vir scenario 1 gaan ons werk met minus VS. In scenario 2, dan weet ons FL is 2073 Hz, so dan moet die noemer groter wees en dan moet ons VS bytel. In beide gevalle is FS onbekend, so ons het 2 onbekendes. VS is ons 1 onbekende en die frekwensie van die sender, dit is ons ander onbekende, so ons gaan 2 vergelykings nodig hê wat ons gelyktydig moet oplos. Scenario 1. Die trein beweeg na die detektor toe. So FL is 3148 Hz. En dit is gelyk aan die spoed van klank 340 meter per sekonde. Ons weet reeds dat VL 0 is en ons het gesê na mekaar toe en omdat hulle na mekaar toe beweeg, moet die noemer kleiner wees want FL is groter. So ons het die spoed van klank 340 en ons minus VS. So minus VS en dit alles vermenigvuldig ons met die frekwensie van die sender. En dit is vergelyking nommer 1. Vir die tweede scenario, beweeg die trein weg van die detektor af. So ons werk met die laer frekwensie, 2073. En dit is gelyk aan, die spoed van klank is 340, die detektor staan steeds stil, so VL is gelyk aan 0, daar het ons 340 meter per sekonde die spoed van klank, en dan, hier is 'n laer frekwensie. Met ander woorde, ons moet bytel by die noemer. So dit is plus die spoed van die sender of die spoed van die trein, en dit alles vermenigvuldig ons met die frekwensie van die sender. As ons dan ons vergelykings manipuleer en vergelyking 1 en 2 aan mekaar gelykstel, dan kry ons hierdie 340 kan ons beide kante uitkanselleer en dan kry ons 1.070.320
minus 3148 maal met die spoed van die sender, wat die spoed van die trein is, en dit is gelyk aan 704.820 plus 2073 maal met spoed van die sender, en dan kry ons minus 5221 maal met die spoed van die sender, en dit is gelyk aan minus 365.500, en dan kry ons die spoed van die trein is 70 meter per sekonde, en dit is 'n spoed van 252 km per uur. Hierdie vind nie plaas in Suid-Afrika nie. Hierdie is een of ander sneltrein in Europa of in Asië, maar baie beslis nie in die Republiek van Suid-Afrika nie. Die detektor het begin om die frekwensie van die bewegende trein se sirene aan te teken toe die trein 350 meter ver was. Toe 350 meter tot by die detektor gaan die hoë frekwensie hê, en dan daarna die lae frekwensie. So die vraag is eintlik, hoe lank vat dit om 350 meter af te lê? So V is delta X op delta T. So delta T is delta X op die spoed van die trein, en dit is 350 meter gedeel deur daai fenominale 70 meter per sekonde of 252 km per uur, so dit gaan 5 sekondes wees.